bid vir in naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hi geliefdes, baie welkom by vandag se erediens. So bly julle almal kon dit maak. En ek hoop julle almal stap anders hier uit as wat julle hier ingestap het. Vriende, ek gesels vandag met ons 'n bietjie oor die bron van lig. Weet julle, lig speel so 'n belangrike rol in ons lewens. Dit simboliseer hoop en oorwinning van die duisternis. Ons gaan vandag 'n bietjie kyk na wat dit beteken, wat die betekenis van lig is in die Bybel en hoe ons dit aan toepassing op onsself kan maak en hoe ons almagtige God dit goed gedink het om vir ons lig te stuur sodat ons in lig kan lewe. Ons sluit net eers die oë. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahwe Here ons God, Vader, in die wonderlike naam van Yeshua Mashiach en deur die leiding van die Heilige Gees, Vader, wil ons U loof en ons prys en ons wil U dank vir U goedheid, U guns. Dankie dat ons weer vanoggend hier by mekaar kan wees. Vader, en soos wat hierdie wind nou hier inwaai, weet ons dit is die Heilige Gees saam met die engele wat nou net hulle verwagting gemaak het, nou net hier aangekom het. En ja, Here, daardeur weet ons hierdie plek is nou gevul met U en die Gees en al die engele. Vader, help ons regtig om nou die wêreld daar buite te los. En o Vader, dat ons anders hier uit sal stap as wat ons vanoggend hier ingestap het. Seën U woord, laat dit op vrugbare grond val, Vader, en regtig sal groei in elkeen van ons lewens. Vra dit in die grootste naam wat ek ken, dit is Yeshua Mashiach. En ek dank U daarvoor, my God. Amen. Vriende, ek lees graag vir ons vooruit Genesis 1, vanaf vers 1 tot 5. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was woes en leeg, en duisternis het oor die watervloed gehang. Maar die Gees van God het oor al die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. God het gesien dat die lig goed was, en hy het die lig van die duisternis geskei. God het die lig dag genoem, en hy het die duisternis nag genoem. Dit was die eerste dag. Tot sover. Vriende, nou kom die vraag by ons op. Lig, hoekom sal lig so 'n belangrike rol speel in ons lewens? Ek haal net gou weer vir ons aan. Die heel eerste werk van Vader was, laat daar lig wees. En daar was lig. Jy sien, hierdie lig wat Vader geskep het, is nie die sonlig nie. Onthou, dit is eers in die vierde dag het hy dit gemaak. So, dit was absoluut lig. Maar, julle sien, hoekom Vader lig gemaak het, want onthou, Vader is lig. So hy is self lig. En ek dink ons almagtige God het geweet presies wat die verskil tussen lig en duisternis is, wat dit behels. Ek dink ons sien lig en duisternis as dag en nag. Wat ook goed is, dit is dag en nag. Maar Vader het 'n ander dieper betekenis gehad met die lig wat wêreld toe sou gekom het. Jy sien, lig is 'n besonderse ding, want dit is 'n skepingswonder. Lig het nie net ontstaan nie. Lig is nie net daar nie. God het lig gemaak. Jy sien,
So noem Christus homself die lig van die wêreld. Jesus sê dit hier in kontras met die donker wêreld. Christus het gekom om die duister wêreld te verlig. Sien vriende, sonde en opstand bring duisternis. Christus roep die mense om op hom die lig te volg. Dan verwys Christus na homself as die lig van die lewe. En julle sien duisternis, dat hier op die wêreldse wat so besig is om verlore te gaan. Ek dink ons almal kan onsself indink van wat dit is die duisternis, wat Jesus regtig beteken met die duisternis. Duisternis is sonde. Hoekom sonde? Want sonde, wat bring sonde? Sonde bring haat. Sonde is verdeeldheid, bedrog, moord. Dit is ons alles donker. En daar's 'n bekende gesegde ook wat sê, as dit nie goed gaan met jou nie, o, Jesus is donker. Nee, dit is donker. Ek sien nie eers die lig in die tonnel nie. Verstaan julle die lig donker konsep? Julle sien, in vroeër dae was daar mos nie straatligte en al daai dinge nie. So, daar was mense wat aangewys is as ligdraers. Wat dit beteken, wat dit behels is, hulle het elkeen 'n fakkel gehad. Natuurlik die fakkels aangesteek en dan so voor die mense uitgeloop, sodat die mense in die aand kon sien waar hulle loop en nie rondval en rondtas in die strate en goeders nie. So, daar was hulle die ligdraers. Dis hoekom Christus homself ook die ligdraer noem. En weet julle, dit is so kosbaar. Want dan daar waar Jesus is, hy is mos die lig. As jy hom volg, gaan jy mos nie donker rondtas en rondval nie, want hy is die lig. Hy is die lig van die lewe. Onthou, ek praat nou nie van die dag en nag nie. Ek praat van die lewe se lig. Van waar jy kan actually onderskei tussen die donker en die lig, die sonde en die vergifnis, om in liefde te leef en om in haat te leef. Jy sien vriende, ons lees in Johannes 8 vers 12, wat Jesus sê, ek is die lig van die wêreld, sê Jesus. Wie my volg, sal nooit in duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Jy sien vriende, lig is 'n goddelike simbool. Van die heel begin af sien ons al dat lig 'n sentrale punt is in God se skepping. Jy sien, lig verteenwoordig nie die fisiese helderheid nie, maar ook die geestelike lewe en waarheid. Sonder lig is daar chaos. Ek dink ons almal weet dit. As jy in die aande by die huis kom en nou gebruik ek dit as 'n voorbeeld, en Eskom het gesê julle is vanaand in die donker. Ja, daar tas jy in die donker rond. Jy val oor 'n tas wat iemand dalk ergens vergeet het, of jou man het sy skoen uitgelos, of julle verstaan wat ek bedoel. Daai duisternis is nou wat in jou lewe gebeur. Maar weet julle, so ook kan daardie duisternis in jou hart regeer. En in jou siel en in jou gedagtes. Dis waarvoor Jesus gesê het, hy is die lig van die wêreld. Hy het wêreld toe gekom, sodat ons in die donker hoef te bly nie, of in te loop en te wandel nie. Hy het vir ons bekend kom maak, wat is duisternis. Wanneer ons dink aan 'n wêreld sonder lig, kan ons dit vergelyk met 'n lewe sonder hoop. Jy sien, duisternis is 'n plek van verwarring en wanhoop. Tog selfs is duisternis tye hier in die Bybel ons dat God die lig is wat nooit dof word nie. Hierdie lig gee ons nie net hoop nie, maar ook die krag om te volhard in geloof. Christus is ons lig in hierdie donker wêreld. Soos ek nou gesê het, die donker wêreld is ons deesdae geneig om te dink aan toestande in ons land. Elektrisiteit, wydbevryde korrupsie, misdaad, algemene wetteloosheid. Mense het net nie meer respek vir mekaar nie. Ek dink julle sien dit elke dag as julle op die paai ry ook, daar is net nie meer respek of liefde nie. Die een wil vinniger by die werk kom as die ander een.
En die wêreld is absoluut in duisternis gedompel. Jy sien, dit is tog nie die eerste plek wat ons teks bedoel het met 'n wêreld wat in duisternis is nie. Jesus noem in Johannes 3 vers 19: Dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehaat as die lig, want hulle werke was boos. Vriende, ek wil dit net graag weer lees. Johannes 3 vers 19. Dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehaat as die lig, want hulle werke was boos. Ja, dis 'n dubbele hartseer, om te dink ons Messias het na die verbondsvolk toe gekom, en met die verbondsvolk gepraat. En hulle het hom net nie raak gesien nie. Ons het almal al deur die evangelies gelees, hoe die skrifgeleerdes en die fariseërs Jesus behandel het, die lig van die wêreld. Ek dink aan daardie een deel ook in die evangelies, waar die fariseërs en die skrifgeleerdes die vrou wat betrap is met oorspel, wat hulle nou wou stenig. Hulle het nou gesê, sy is nou betrap ons, ek meen. Maar weet julle, Jesus het ook daar gesê, dat die eerste een, wat 'n skoon geweet het, die klip opgooi, optel om haar te gooi, om haar te stenig. En ons almal weet wat daar gebeur het. Nie een van hulle het klip opgetel nie. Maar sien, hulle het nie gesien dat die lig, Jesus, is die lig nie. Hulle het wel die wetboeke gehad van Moses en wel daardeur gelees, maar hulle kon dit nie snap nie. Hulle kon nie regtig sien, hoorie se, maar hierdie Jesus is regtig die seun van God nie. Julle sien, vriende, net so is dieselfde duisternis van nature in ons lewens nog vandag. Ons moet onthou, ons is nog in ons sondige liggame en op hierdie sondige wêreld. Maar wanneer Jesus kom, sal alles weer verander. Maar ons moet nie vergeet nie, dat Jesus is die bron van lig. Ons kan nou al in die lig wandel. Ons weet dat die lig wat God geskep het op die eerste dag, nie van die son en die sterre gekom het nie. Dit was sy eie teenwoordigheid. God is selfs die bron van lig, en Jesus sy seun is gestuur as die lig van die wêreld. Ons lees in Johannes 1 vers 4 tot 6. In hom was lewe, en lewe was die lig vir die mens. Die lig skyn nie in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Alhoewel almal probeer het om Jesus te veroordeel of dood te maak. Ons weet almal hoeveel keer as hy vervolg, maar Jesus het elke keer weggekom, want sy tyd was nog nie daar gewees nie. Nou kom dit by my op, is nogal snaaks. Hoekom wil 'n mens iets wat goed is, iets wat mooi is, iets wat heilig is, iets wat regtig goed is vir almal, hoekom wil 'n mens dit verwoes, wegpraat? Is dit omrede ons skaam is? Is dit omrede ons dit nie regtig nou wil hoor nie? Of is dit omrede ons net selfsugtig in ons eie lewens wil lewe? Nog steeds so aanploeter om vir die vyand te luister. Ek sê altyd vir my vrou, is nogal snaaks, dat weet jy, dit is vir my asemrowend, hoe baie mense na die vyand luister. Ek meen, as jy depressief is, of jy voel net nie lekker nie, en jy is net soos gewone mense, maar net af vandag, en ja, jy voel geïrriteerd, jy het hoë bloeddruk, jy het die probleem, jy het daai probleem. Maar weet jy, dit is alles die vyand. Die vyand kom fluister dit in jou oor. En snaaks genoeg, almal luister vir hom. Maar wat my so hartseer maak is, Vader, ons God, het vir ons 'n woord gegee. Ons noem dit 'n Bybel. 'n Bybel. Binne in hierdie Bybel, in hierdie 66 boeke, weet julle, is daar genesing, daar's blydskap, daar's hartseer, daar's alles. Alles in hierdie woord van God opgeteken vir ons as mens. Maar ons verkies om eerder na die vyand te luister, maar om mislik te sit en onder depressie te ly. Ons luister vir die vyand.
wat nie eers 'n Bybel geskryf het nie, wat net in jou oor kom fluister. Maar God se woord wat jy kan lees, jy kan daaroor besin, jy kan dit in jou hart dra, jy kan dit waaragtig glo. Ons luister nie daarna nie. Dit is asof dit net wel is. Ek wonder hoeveel van ons mense regtig nog die tyd afknyp om ons Bybel te lees. Om regtig te hoor wat God vir ons wil sê oor al die situasies, voor ons 'n keuse maak, voor ons 'n besluit maak. Raadpleeg eers vir God. Wanneer jy in die oggend wakker word, dink jy aan jou eerste vergadering wat voor lê. Dink jy aan wat jy gaan eet, wat jy gaan aantrek. Sien vriende, die woord sê, soek allereers die koninkryk van God en al daardie goed sal vir jou bygevoeg word. Ek en my vrou die gewoonte, as ons oë oopmaak in die oggende, natuurlik maak sy net vir ons 'n koppie koffie, maar dan is dit eers ons stilte tyd saam met God en ons sê vir hom dankie vir die nagrus en vir natuurlik dan vir beskerming deur die dag. En dit is hoe ons dag begin. Julle sien vriende, dit is hoekom Jesus, God, dit goed gedink het om vir ons lig te stuur, dat ons nie in die duisternis hoef te lewe nie. Jesus sê vir ons hierso, in Matteus 5 vers 14, julle is die lig van die wêreld. Verstaan julle? Julle is die lig van die wêreld. As julle Jesus aangeneem het, julle sondes bely het, is julle mos nou ligdraers. As julle ligdraers saam met hom. Julle sien, dan is ons self die lig. Ons maak lig. Ons laat Jesus se lig skyn. Jesus het dit vir ons kom gee, om dit uit te leef. Nie vir onsself te hou nie, maar om dit te deel met ander, te deel met die mense wat in die duisternis rondtas en rondleef en rondloop. Julle weet, vriende, dit is eintlik nie net vir ons gegee as om iets wat ons moet hê nie, of kan hê nie. Dit is eintlik vir ons 'n opdrag ook. Ons moet ons ligte laat skyn, sodat die ander mense wat in die donker is, ook kan lig hê. En hoe meer lig ons by mekaar sit, hoe helderder is die wêreld. As jy in 'n donker vertrek instap, en as dit een klein liggie wat brand, is tog steeds 'n liggie. Maar sit 'n paar liggies saam met hom daar, kyk net hoe helder word dit dan. Hoe meer lig, hoe meer verdwyn die duisternis. En as ons hier praat van die duisternis, praat ek van die sonde in ons natuurlike lewens. Ja. Sien vriende, Jesus sê vir ons, vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Lewe dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles wat goed en reg en waar is. Ons is die lig. Dat ons lig is, verwys na ons roeping en onbeskenbare getuienis, 'n opdrag wat oor die Here ons gegee het, om ligdraers te wees. Ek dink dit om 'n ligdraer vir die Here te wees, is so 'n voorreg om dit te kan doen. Dis in 2 Korintiërs 4 vers 6 sê God ook. Sê die woord, God wat gesê het, laat daar lig skyn uit die duisternis. Daai woorde het God ook in ons harte kom sit, sodat ons ligte kan skyn en die mense om ons lig kan gee. En soos wat Jesus dit uitstraal vir ons, so moet ons dit ook uitstraal. Ons moet dit nie ons eie maak nie. As ek 'n voorbeeld kan gebruik is, hoe om as ligdraers Jesus se lig te laat skyn, is amper so sout en lig, as 'n mens dit saamvat. Sien vriende, as jy sout vat, en jy laat dit net daar staan op die rakkie terwyl jy kos maak, dan mos niks gebeur met dit nie. Gaan nie die kos verander nie. Maar as jy daai sout vat, en jy werk dit in die kos in, gaan dit mos nou anders smaak, dit gaan ons anders proe. Net soos ons wat die lig is, ons moet uitgaan om lig te wees, ons moet lig gaan skyn. Die help nie, ons sit net hier by die huise en sit dit onder 'n emmer, laat niemand dit kan sien nie. Nee, dit is nie waarvoor ons daar is nie. Ons moet uitgaan om die lig te wees, sodat dit 'n verskil kan maak, net soos die sout in die kos 'n verskil kan maak. Dit is hoe almagtig ons God dit vir ons beskore gemaak het,
Dis nie vriende, ons moet net altyd besef en weet waar ons hulp vandaan kom, waar ons lig gekry het. Ons kan dit nie vir onsself hou nie, want ek dink dit is ook nog 'n groter sonde. As ons die waarheid weet, wil jy ons die waarheid gaan versprei. Jy wil ons mense aanraak met jou vriendelikheid, jou goedheid, jou guns, jou liefde, jou genade, jou vrede, jou vreugde. As jy in 'n plek instap en ek gaan 2 scenario's noem. Jy stap nou in 'n plek in en almal sit daar morbied, kort van draad. So, dit lyk net of daar 'n wolk oor hulle is. En nou het jy 'n ander scenario wat jy by 'n ander plek instap, maar dit is net gelag en vriendelik en almal groet en waai en gesels. En watter een van daai 2 plekke sal jy eerder wil instap? Verseker sal ek eerder na die een wil instap waar al die vriendelikheid is. Jy sien vriende, dit is net so. Dit is waar die lig skyn. So vat daai lig en gaan na die donker plek toe, maar vat 'n maatjie saam. Want julle 2 saam skyn. 2 saam is mos beter as 1 saam. En dit is hoe jy jou lig gebruik vir ander mense. Nou, vriende, kom die vraag ook op. Hoekom dink jy het Jesus jou geroep om 'n ligdraer te wees? Ek wil nie daai vraag by julle los. Ons sal by die antwoord kom. Maar ek wil net graag hê julle moet daaraan dink. Hoekom? Hoe dink jy? Hoekom dink jy moet jy 'n ligdraer wees? Of hoe dink jy wil jy een wees? Onthou, daar's 'n verskil. Ons sal by daai antwoord kom. Die vraag is nou, hoe hou ons ligte dat dit bly brand? Sien vriende, Vader sal nie net vir ons 'n opdrag gee en vir ons sê, wees ligdraers en gaan uit in die wêreld nie. Hy sal vir ons touwys maak. Hy sal vir ons die gereedskap gee om dit te kan doen. Jy sien, om 'n paar voorbeelde te noem is, voed jou gees, net soos 'n lamp olie nodig het. Ek meen, julle, ons almal weet, as jy 'n lampie se olie uitdraai, uitloop, uitbrand, dan sal ons nie meer die liggie wat brand jy, word al flouer. Net soos ons moet ons olie ingooi. Waar kry ons olie? Deur te bid, Bybel te lees, met God te gesels, en regtig stil te word, in sy woord en by hom. En natuurlik wat ook baie belangrik is, om in die gemeenskap van gelowiges te kom. Vriende, ek dink, hoekom dit so belangrik is, want soms deel die Heilige Gees iets aan iemand anders, wat actually jou ook kan help. En as jy nou nie in 'n gemeenskap van gelowiges is nie, dan mis jy daarop, jy mis uit. Want die Heilige Gees leer elkeen op 'n verskillende manier, net soos hy ons elkeen verskillende gawes gee. Maar as jy mos nou in daai gemeenskap van gelowiges is, heeltyd gesels hulle oor die woord en oor wat Jesus daar vir jou gedoen het, wat God daar vir jou gedoen het, hoe die Heilige Gees jou daardeur gehelp het. En dan kan jy, maar my maggies, dit het met my gebeur, en verstaan julle, so bou julle mekaar op, deur om saam in 'n gemeenskap van gelowiges te wees. En dan natuurlik getuig oor God se lig. Praat met mense, deel jou geloof, deel wat Jesus vir jou gedoen het. Moet dit nie vir jou terughou nie. Die goeie nuus is mos nie net vir ons nie, dit is vir almal. Almal in hierdie donker wêreld. En ja, natuurlik, wees gehoorsaam aan God. Gaan na jou kerk toe. Help waar jy kan. Laat jou lig skyn, helder. En Jesus het ook gesê, ons hoef nie te vrees vir wat ons gaan sê of iets nie, want hy het ons vir ons, die trooster, die Heilige Gees gestuur. Hy sal ons help. Hy sal ons help om te sê wat ons moet sê, help waar ons moet help, en 'n drukkie gee waar ons 'n drukkie moet gee. Dus die vriende, Jesus het ook baie voorbeelde vir ons gesit in die woord, het God het vir ons gesê, in Efesiërs 5:8 staan daar, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Sien julle, dit is 'n opdrag, wandel soos kinders van die lig. En in 1 Petrus 2:9, julle moet verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbaarlike lig. Jy sien, Jesus het ons geroep, nie iets wat jy self verdien het nie.
Jesus het jou geroep. Hy het jou kom aanraak om sy ligdraer te wees. Filippense 2 vers 15 sê, julle moet onberispelik en opreg wees. Kinders van God sonder gebrek, te midde van die krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Daardeur dat julle die woord van die lewe vashou. Onthou, om 'n ligdraer te wees gaan ook nie altyd maklik wees nie. Want onthou, ons het die vyand wat rondloop soos 'n brullende leeu en jou wil verskeer van die dag. En tot hy dit nie reg gekry het nie, gaan hy nie ophou nie. Maar ons Vader het vir ons 'n wapenrusting gegee wat ons kan aantrek om daarteen ook staande te bly. In Handelinge 13 vers 47 sê die Vader, sê die woord, ek het u 'n lig van die nasies gemaak, sodat u tot redding sal wees tot aan die einde van die wêreld. Dit is Jesus wat vir ons die lig geword het. Ja, en ons is ook lig van die wêreld. Jy sien, vriende, daardie woorde kom al in Jesaja voor, wat al reeds oor die Messias geprofeteer is, wat hy die lig van die wêreld sal aarde toe kom. Ek lees vir ons in Jesaja 49 vers 6. Ek het u gemaak te lig van die nasies, om my heil te wees tot aan die einde van die aarde. Sien julle vriende, so, Jesus het nie net gekom vir een nasie, een volk, een bedeling. Hy het gekom vir almal onder hierdie son. En nou word ons geroep om agter Christus aan ligdraers te wees vir hierdie nasie. Dit is hoekom die Here ons in hierdie land en op hierdie plek gesit het, glo ek. Ons elkeen het 'n doel. Dit is hoekom ons hier is. Julle sien, en om 'n ligdraer te wees, dit is so voorreg, soos ek weer nou gesê het, is dat ons reflekteer, ons weerspieël eintlik wie Jesus was en wie hy is. Soos ek nou die ander twee scenario's genoem het van die donker gebou en die mense wat vriendelik is. As jy hulle nog halveer, wie dink julle gaan bly staan? Ek glo die lig, want hoekom ek so sal sê is, omdat as jy 'n kers in die donker aansteek, daai donker kan nie die kers doodmaak nie, maar daai kers kan die donker verlig. Verstaan jy? So, die donker kan nie ons ligte doodmaak. Want ons Jesus is te groot en te sterk, en hy leef ons in ons, die Heilige Gees is ons in ons. En hy leer ons, hy wys ons, hy lei ons. Dit is hoekom ek ook sê, dit is belangrik om in 'n gemeenskap van gelowiges te wees, want as die een val, kan die ander hom optel. Vriende, Jesus het ons so lief, en hy vertrou ons so, om vir ons daardie opdrag te gee, om ligdraers te wees. Sien, dit hang van ons elkeen af, wil jy of wil jy nie? Wil jy Jesus se ligdraer wees? Wil jy eerder agter die vyand aanploeter? Jesus is jou, onthou, God is 'n gentleman. Hy sal hom nie op jou afforceer nie. Maar as jy so kyk, sal jy nie ook eerder in die lig wil lewe as in die duisternis nie. Soos ek nou gesê het, as jy by die huis kom en dit is donker, is mos nie lekker nie. As jy by die huis kom en dit is lig, dan gaan smile jy sommer. Dit is hoe Jesus is. Dink nou aan dit, as jy by die werk kom en daar's iemand wat moedeloos is, en ook maar net op is met die wêreld, op is met die lewe. En jy kan vir hom 'n klein bietjie lig wees. Dalk is dit net daai handskud, dalk is dit daai koppie tee wat jy saam met hom drink. Dalk is dit daai oor wat jy vir hom gee om te luister. En daardeur beer jy hom op. Daardeur wen jy siel vir die Here. Is dit nie lekkerder nie? Is dit nie lekkerder om in die lig te wandel nie? Verseker, sal ek nie in die donker wil wandel nie, wat is so lekker nie. Ewen die mense wat in die myne werk, ons weet hulle het almal daai kopligte. Imagine nou al die kopligte gaan af op een slag. Hoe gaan hulle daai donker rondtas? Donker kan glad nie aangenaam wees nie, glad nie. En ons is so dankbaar dat die Here ons ligdraers noem. Ons sy lig kan laat uitskyn. Mense, weet julle, dit is so 'n voorreg om 'n ligdraer vir Vader te kan wees, vir Jesus, om mense te bemoedig, te vertel van sy heerlikheid. Maar nou kom die vraag, Jesus het vir jou die lig gebring, wat gaan jy daarmee maak? Absoluut jou keuse.
En onthou, Jesus het ook gesê, in Matteus 5 vers 15, ook steek 'n mens nie die lamp op en sit hom onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander, en dit gee lig vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader in die hemel verheerlik. En daardie, soos ek nou gesê, daardie eenvoudige sit by iemand, 'n koppie tee, 'n handdruk, 'n drukkie, 'n oor wat luister. Daai klein dingetjies. As jy alles bymekaar sit, is dit iets groots. As jy 'n klomp klein liggies bymekaar sit, is dit 'n groot lig. So kom ons as ligdraers van die Here verlig hierdie Suid-Afrika. En nie net Suid-Afrika nie, waar ook al die lig nodig is. Amen. Vriende, met dit gesê, met die boodskap, wil ons oorgaan na die nagmaal toe. Ek lees vir ons in Johannes 6 vers 53. En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, en julle gee lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet, ook deur my lewe. Dit is die brood wat die hemel neergedaal het. Net soos julle Vader die manna geëet en gesterwe het. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Vriende, want hier by JCRM glo ons in die nagmaal 'n manier is om te onthou wat God vir ons gedoen het, om te verseker dat ons gebalanseerde lewe kan hê. Die goeie nuus is, die goeie nuus van die evangelie is dat terwyl Jesus sy laaste asem uitgeblaas aan die kruis, het hy vir ons eens en vir altyd die prys betaal. Want ons het hierdie brood onthou, as die skuld betaal is deur God vir ons sondes. Op dieselfde manier neem hy die beker en hy sê, dit is die nuwe verbond, in my bloed wat Jesus sê, dat ek jou so met myself sal verbind, dat dit nie eers op jou gebaseer is nie. Dit is 'n verbond in my bloed. Die reaksie op die soort liefde is dat ons hom volg en dien en gehoorsaam. Hierdie beker nooi ons uit om moedig te lewe, omdat God uitspattig lief gehad het. Nou kan ons van ons sondes afwyk en God alleen volg. Miskien is dit die erkenning van sondes as sonde, of is dit 'n vertroue dat God se genade groter is as die knaande gedagte van veroordeling wat 'n gebalanseerde lewe in God verseker. Vriende, aan hierdie tafel is ons bereid om te sê, ons sal die Here dien. As dit U is dit wat ek U wil uitnooi om saam met my te doen. Vriende, om nou die volle seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen hom in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voor hy van die brood eet en uit die beker drink, sodat hy nie 'n oordeel oor homself bring nie. Ek lees vir ons voor in 1 Korintiërs 11 vers 27. Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Vriende, die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet
Dink daaroor en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. 1 Korintiërs 11 vers 24. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê: "Neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, en doen dit tot my gedagtenis." Die beker van danksegging is 'n gemeenskap met die bloed van die Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaroor en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Volkome versoening, vriende. Nie net bietjie van dit nie, alles. In 1 Korintiërs 11 vers 25 sê die woord: "Net so ook die beker na die ete, met die woorde: Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis." Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Neem die brood en die beker en neem saam met my deel as hy gereed is. Vriende, nadat ons skoon en rein voor die Here is, dat hy al ons sondes op hom gedra het, dat hy ons lig kom gee het en gemaak het. Ons dank hom. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Here, baie dankie weer eens vir hierdie woord wat U vir ons gegee het. Here, dankie dat U U seun vir ons gestuur het om vir ons te kom wys hoe om as ligdraers te lewe. Vader, help ons, versterk ons, sodat dit wat ons nou gehoor het, regtig in ons harte sal groei. En ja, Here, versterk ons ook so, dat ons ligte so helder sal brand, dat die mense om ons verblind, Here. Heilige God, dankie dat U so goed en getrou is. Here, dankie dat ons nou hierdie nagmaal kon gebruik het. En dankie, Here Jesus, dat U dit kom instel het, sodat ons elke dag sal aan U kan dink, elke dag kan weet en besef van hoe geseënd ons is om U, Here Jesus, as ons vriend te kan hê. Here, versterk ons deur hierdie week wat voorlê en laat ons ligte vir U helder brand, Vader. Versterk ons in alles wat ons doen. In Jesus Christus se wonderlike naam, en ek dank U daarvoor. Amen. Vriende, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal sy met julle almal. Amen. Gaan in vrede. Till we meet again. Spirit, we are one in the Lord, and we pray that our unity may one day be restored. And they'll know we are Christians by our love. Yes, they'll know we are Christians by our love. We will walk with each other, we will walk hand in hand. We will walk with each other, we will walk hand in hand. And together we'll spread the news that God is in our
will work side by side, and we'll guard each other's dignity and save each other's pride. And they'll know we are Christians by our love, by our love. Yes, they'll know we are Christians by our love, by our love. Yes, they'll know we are Christians by our love, by our love. Yes, they'll know we are Christians by our love. They know us by our Christians by our love, by our love. Yes, they'll know we are Christians by